Hy is ingeskakel op Groot Plaas en ons gas saam met ons vanoggend is Louis Wessels. Hy is die voorsitter van die Nasionale Veediefstal Voorkomingsforum en ons gaan 'n bietjie gesels oor die toenemende veediefstal wat 'n probleem is hier in Suid-Afrika. Louis, goeiemôre en welkom. Môre Dopie, dis lekker om julle te kan gesels. Baie dankie. Dankie vir die tyd, Louis. So kom ons skop sommer gou 'n bietjie af. Dit is natuurlik 'n baie groot krisis en dit is nie 'n krisis wat nou begin nie, maar het die Suid-Afrikaanse Polisiediens genoegsame kapasiteit om veediefstal regtig te kan bekamp? Dopie, ons gaan maar soos enige organisasie onder geweldige druk, tekorte aan logistiek en tekorte aan mannekrag, tekorte aan voertuie. Jy weet, ons is 'n gespesialiseerde misdaad veediefstal en ons het moeilike terreine wat daarop beweeg moet word, so ons nie regte voertuie om aan te ry. En dit het ons nie altyd nie. Jy weet, ons het van die beste veediefstalspelers seker in die wêreld, maar ons is ongelukkig te min. En dit skep vir ons 'n groot probleem. En nog wat vir ons 'n probleem maak is veediefstalspelers wat aftree, wat oud raak en ons vervang hulle nie regtig nie. Dit is vir ons regtig 'n groot probleem, maar ek moet sê die mense wat nog werk, hulle doen regtig hulle bes en ek dink hulle doen baie goed op die oomblik. En ons kry goeie samewerking van almal, selfs van die publiek, waar ons kry ons goeie samewerking. So ja, ek glo ons kan dit hanteer. Ons sal nooit veediefstal stop nie, maar ons doen ons bes om dit te bekamp en regtig die mense gaan uit hulle pad uit om dit moontlik te maak. Nou Louis, een van die goeters in die artikel wat jy in Marula Media ook aangehaal het, is julle noem dit 'n hartverskeurende tragedie sonder gevolge. Wat is die gevolge vir mense wat wel gevang word vir veediefstal? Jy weet, dit is maar 'n lang proses, die arrestasie goed, en dit moet reg, jy moet reg, alle dokumentasie moet reg wees. Dit is ongelukkig 'n lang proses en dit is maar emosionele dan vir 'n boer as jy daar die oggend by jou plaas kom en as 'n klomp vee gesteel. So dit is nie altyd lekker om daar te kom nie. Jy weet, dat die wreedheid wat gepaard gaan, dit veediefstal soms, diere wat se neksenings afgekap word, diere wat se haarskeensenings afgekap word, ons sien dit daagliks, die video's wat hier rond te gaan. So dit is maar moeilik om sulke goed te hanteer. En ons as produsente probeer ons bes van ons kant af om ook dit te help en alles onder beheer te probeer bring. So die een vraag natuurlik is altyd, dan wat se emosionele impak het dit op die boere spesifiek wanneer dit kom by veediefstal? Want dit is nie net hulle nie, maar dis hulle families, dis die werkers, almal ly onder veediefstal. Ja, jy weet, jy maak daai dier van kleins af groot en jy sit moeite in, jy sit tyd in, jy probeer alles in jou vermoë om dit so gemaklik as moontlik en so vir die dier te maak en om te behandel met respek, want ek glo alles moet met respek behandel word, diere, mense, alles. En dit is maar op al die families by plaasarbeiders, almal het dit 'n baie groot emosionele invloed. Jy kan sien die teleurstelling op mense se gesigte as so iets sou gebeur en dit is regtig laat 'n groot letsel om dit te aanskou en dit maak dat sommige van die produsente net wil ophou met vee te boer, want dit is regtig nie lekker om dit te sien wat gebeur soms nie. En natuurlik saam met iets soos veediefstal kom groot ekonomiese verlies. En julle het seker nou al 'n bietjie inligting oor dit ook, maar hoeveel verlies word daar jaarliks aangegaan weens veediefstal? Ja, Dopie, dit is nogal 'n groot, enorme bedrag. Jy weet, ons het nie regtig die regte statistieke nie van al die diere wat gesteel word nie. Maar dit loop seker hier by 1.4 miljard daarom plus wat ekonomiese verlies in landbou is. En soos ek jou gesê het, ons het nie al die statistieke, al die getalle wat gesteel word nie. So dit is aansienlik eintlik seker maar baie hoër as jy nou die som regtig kan maak, want die aanmelding van veediefstal is maar nog baie laag. Ons werk daar om dit op te stoot en dan sal ons dalk meer regverdige syfers kan verskaf. So dan 'n bietjie verder gesels oor die rapportering van hierdie diefstal, maar watter faktore maak dit moeilik om gesteelde vee weer terug te kry? Jy weet, veediefstal is 'n buitelug misdaad. Dit is word in buitelug gepleeg en die getuienis gaan vinnig weg. So jy moet so vinnig as moontlik 'n veediefstalspeler op die toneel kry om
die toneel te besoek en ons moet ook so veel van ons kant af doen om die toneel te beveilig en te beskerm dat daar nie mense sal rondbeweeg nie. En dit is een van die groot faktore omdat dit buitelug is en dit word gewoonlik na ure gedoen. So dit as jy die oggend opstaan dan sien jy eers maar wat gebeur het en dan is die mense al ver weg met die diere. En baie keer word diere met bakkies vervoer of met lorries vervoer en dan maak dit nog moeiliker. Het word vinnig geskuif na ander areas toe. Louis, ek dink ons gaan nou 'n bietjie verder in die wettige aspekte van dit ingaan en ook wat presies dit is wat julle doen en die bystand wat julle vir die boere bied. Maar ons sal nou terug wees met Louis Wessels, hy is die voorsitter van die Nasionale Veediefstal Voorkomingsforum. Kom ons kyk gou eers bietjie hoe lyk die Grootplaas kalender. So wil jy 'n loopbaan in die boerdery begin, maar jy weet nie waar om te begin nie? Skryf in vir die Groot Ontbyt en Agri-Skills Transfer se beurskompetisie. Dis 'n 2-jaar nasionale diploma. Die eerste prys is ter waarde van R250,000 en die wenner sal op die Cullinan plaas sy of haar eerstejaarse opleiding doen. Nou die tweede pryswenner sal op die Groenkloof kampus in Pretoria studeer met 'n pryswaarde van R165,000 en die derde prys is aanlyn opleiding ter waarde van R77,000. Vir meer gaan na grootfm.co.za, klik op die Agri-Skills Transfer banner en volg die maklike stappe. Onthou B's en V's geld. Ons gas saam met ons vanoggend is Louis Wessels, hy is die voorsitter van die Nasionale Veediefstal Voorkomingsforum en ons het 'n bietjie gesels nou oor wat se impak dit het op die boere, maar nou kan ons bietjie in die meer tegniese deel daarvan inkom. Louis, so wat se rol speel dokumentasie en merkers van jou vee wanneer dit kom by die oplossing van veediefstal? Ja, kyk, die eerste lyn van verdediging is ons maar die tatoeëring en die brandmerk van jou diere, dat jou diere kan uitken. Dit is die enigste manier hoe jy jou dier kan uitken. En dan is daar vervoerreëls wat jy moet by jou as jy diere vervoer, artikel 6 en artikel 8 dokumente, om oorsprong van diere en die beskrywing van jou dier en die brandmerk wat jy het op die dokumente sit, sodat dit wettig vervoer word en dit is baie belangrik dat ons daai dokumentasie altyd byderhand het, want as jy afgetrek word deur enige regspersoon, polisie of veediefstal, moet jy daai dokumentasie kan toon. So dit is baie belangrik en soos ek sê, die brandmerk en tatoeëring is altyd jou eerste linie van verdediging by veediefstal. Nou, een van die goeders wat julle beskryf ook in die artikel is die WhatsApp rapporteringsstelsel wat julle sê werk ongelooflik goed. Kan jy vir my 'n bietjie verduidelik hoe werk daai stelsel en hoekom is dit noodsaaklik? Ja, ek gaan sommer eers die WhatsApp nommer vir jou gee. Dis 071 515 2011. Dis 24 uur beskikbaar en is maklik. Ons het so eenvoudig as moontlik probeer hou vir mense om maklik te kan rapporteer. Dis in samewerking met die Nasionale Veediefstal, die RPO Nasionaal en Agri-Ops om enige diefstalle te kan rapporteer. En die doel van die stelsel is om inligting in te samel en dan syndikaatbedrywighede dit te kan identifiseer. En ek dink die SAP kan dit ook gebruik vir verdere beplanning en hulle voorkoming van misdaad en veediefstal. Jy daar so 'n paar dis wat jy moet noem, daar's 5 wat verpligtend is as jy dit aanmeld. Dat jy moet identifiseer jouself te alle tye, jou naam en jou kontakbesonderhede, die provinsie waar jy in is, dui aan watter provinsie jy in is, die distrik waarin jy bly. Nommer 4 is die SAP-stasie, die jou naaste polisiestasie, en dan wat is gesteel. Voorsien Agri-Ops van besonderhede van die voorval, byvoorbeeld watter tipe veediefstal dit was en waar dit gebeur het en waar jou plaas is. Die 3 wat nie verpligtend is nie, maar wat jy ook kan bysit is waar dit plaasvind. Jy kan 'n liggingsskaal stuur of 'n pinder opstuur. Hoe dit plaasvind, is dit byvoorbeeld met 'n voertuig weggery of is dit aangejaag? En dan laaste punt, enige ander bykomende inligting het. Foto's as jy dalk foto's het. As jy 'n masnommer het, 'n masnommer beteken as jy by polisie aangegee het, sit dit by en dit vergemaklik dan die taak om dit na te speur. Ons kan dit naspeur, alles dit word op Google Earth gesit, Earth Ranger. So ons kan dit enige tyd weer opvolg om te kyk hoe ver dit gevorder het.
Nou Louis, jy het nou genoem, omdat dit 'n buitelug misdaad is, word hierdie vee baie vinnig vervoer en baie keer gaan hulle ook oor die grense. Is daar samewerking, betekenisvolle samewerking oor die grense, byvoorbeeld met Lesotho, Swaziland en ons buurlande? Ja, daar word gereeld operasies uitgevoer om diere terug te kry. Dit is nie so maklik nie, maar ek weet dat daar gereeld sulke operasies plaasvind om die beroese diere te probeer terugkry. Dit is egter nie, soos ek jou sê, maklik nie. Dit vat maar moeilik en diere word maar vinnig van die hand gesit of geslag, so dit is nie altyd so maklik nie, maar ja, ons het samewerking van al die buurlande en mense het graag beter wil hê, maar almal werk ons daaraan. Maar ja, ek dink dit is nie, dit is 'n goeie samewerking. Louis, en dan net gou vinnig voordat ons afsluit, watter rol kan gemeenskappe speel wanneer dit kom by die voorkoming van diefstal? Ja, ek dink die gemeenskappe speel 'n baie groot rol in veediefstal. Jy weet, in provinsies, in al 8 provinsies of 9 provinsies, is daar goeie samewerking tussen die SAP en die gemeenskappe. Die gemeenskappe kan ons van baie goeie inligting voorsien, waar diere vervoer is of dalk waar dit geslag word. En ek moet sê, dit bring vir ons nogal baie inligting in en die polisie kan dit nuttig gebruik. Maar ja, ons probeer ons maar altyd streef om beter te doen en ja, die gemeenskap speel een van die belangrikste rolle in die bekamping van veediefstal. Louis, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Ons waardeer dit. Dis Louis Wessels, die voorsitter van die Nasionale Veediefstal Voorkomingsforum. Dis al vir Groot Plaas vanoggend. Ons kuier weer môreoggend saam.